Goeiemôre. Wat 'n heerlike dag. Ons moet eintlik buitekant sit. Dankie orkes. Ek kry net gou al die masjinerie hier so reg. Lyk vir my alles goed. So is my 'n voorreg om vandag die woord vir u te kan bring op 'n mooi dag soos u. En dit is lekker om almal hier by mekaar te sien, families, vriende, enkellopendes, almal wat nog hoop het op 'n mooi blink toekoms. En ons is vergader in sy naam en dit is so 'n eer om God te kan leer ken en deel van hom te kan wees. So ek gaan ek kan hierdie preek wat ek nou gee amper sien as die tweede deel van my vorige een wat ek gepraat het oor die Impress God. Dit is so 'n paar weke gelede. So hierdie en ek gaan net so 'n bietjie aansluit daarbey en ek gaan ook sien hoekom dit aansluit. Dit voel asof ons so 'n bietjie in die lug gehang het daar by die vorige een want daar's nie genoeg tyd om alles in een sessie in te kry nie. So kom ons luister vandag. Ons lewenslyn, dit lyk omtrent soos hierdie. Kom ek kry hom gou vir u daar. Gaan hy werk? Is dit die kant toe? Ons gaan hom nou aan die gang kry. Hy is aan. Daar's hy. Ons lewenslyn. Nou dit sal wonderlik gewees het as hy so geloop het. Maar ons lewenslyn loop gewoonlik maar so. En is eintlik daai plekke wat ons so val in 'n paar goed wat ons nie eintlik wou in wees nie. En ons noem dit sonde. En die Bybel noem dit sonde. So ons het nie net 'n straight flow nie. So af en toe dip ons. En kom ons praat bietjie vanmôre daaroor. En dan is dit ook nogal, van ons val nogal gereeld oor. Daai is net 3 keer. Ek dink as party meer kere. Nou wat ons gewoonlik glo is dat daar waar ons mooi op die horison is, sonder om te val, daar is ons reg met God. En alles is mooi in lyn en ons voel tevrede met onsself en ons voel gelukkig en ons voel geheilig en deel van die gemeente en broederskap en ons is vrymoedig en ons kan alles net lekker doen. Maar die kere wat ons so val, dan voel ons soos in, wow, ons is kinders van die duiwel. Ek kry nie ontslae geraak van hierdie goeters nie. En ek voel depressief en ek voel nie lus om kerk toe te gaan nie en alles voel net onheilig en ek voel ontevrede met myself en alles. En dit is gewoonlik hoe ons onsself sien in daardie prentjie. Hoe dit gewoonlik is. En wat ons gewoonlik byvoeg is die volgende. Soos, kom ons doen ten minste net so 'n paar goeie werkies ook. Goeie dade en kom ons gaan net na die Bybelstudie toe vir ten minste 5 weke in 'n ry, want ek het nou hier geval, maar ek moet hom kompenseer, weet, laat die balans ten minste mooi reg is. En ek vir God kan wys, ek is nog aan sy kant. Ek kies hom nog. En dis baie keer hoe ons beredeneer en hoe ons hierdie goeters en ons lewenslyn en ons lewenstyd ervaar. Maar ek glo nie dis hoe God dit sien nie. Ek dink hy sien dit heeltemal anders. So ek wil vir jou 'n prentjie skets van hoe hy dit eintlik sien. Dis hoe hy dit sien. Of ek val, of ek gelyk is, of ek mooi dade doen, I'm still in the wrong. En ek wil hê daai ding moet klik by u. Want baie keer lewe ons 'n lewe van nou gaan dit goed, nou gaan dit sleg, nou gaan dit alright, nou gaan dit. God sien dwars deur jou. Hy kyk eintlik na die hart. Hy gee nie regtig om of jy in sonde val nie, want hy het gedeel daarmee. Dit raak so 'n bietjie aan verlede keer se preek. Hy gee ook nie regtig om vir al die goeie goedjies wat jy bywoon en nie bywoon en alles wat jy doen nie.
Want daai dade is alles net soos 'n half uit jou eie uit. So ons is heeltemal in die moeilikheid. Of dit nou goed gaan met ons of nie. En dis ietsie wat ons moet net verstaan. Kom ons kyk. God sien dit op so 'n manier. As gevolg van ons ongeregtigheid, as gevolg van ons oortredinge, as gevolg van ons mis die merk, as gevolg van ongeloof, ons hartgesindheid, is ons heeltyd eintlik nie op die regte posisie met hom nie. Gelukkig is daar hoop. En daardie hoop beskaam nie, want, kom ek vat hom net stadig, dit lyk so, as ons God aanneem, is hy besig met 'n proses. En jou lewenslyn lyk anderster, dis nou nie meer in die donker en in die lig en in die donker en in die lig nie, dis net die heeltyd in hom. Sien u, die ongeregtigheid en die oortredinge is gedek. Ons is saam met hom, in hom. Of dit nou sleg gaan, of dit nou goed gaan, jy is in hom. En dit behoort eintlik 'n las van ons af te haal van performance, en om goed te wees, of om versigtig te wees as jy dalk in sonde val. Dit is eintlik soos, Vader, ek gee oor. I'm in you. En ek het vrede in my hart. Nou ons gaan praat nog so 'n bietjie oor die mis die merk en ongeloof, want God het jou reggestel in posisie met hom, maar jy kan nog steeds die merk mis. Al is jou sondes en ongeregtigheid uitgesorteer en vergewe, kan jy nog steeds die merk, die plek waar hy jou wil gehad het en wat jy in moet funksioneer, jy kan dit nog steeds mis. En jy kan nog steeds in ongeloof wandel. Ons gaan nou daarby kom. So, kom ons kyk na die volgende skrifgedeeltes, wat dit so 'n bietjie aanraak. Ja, waarlik, Filippense 3 vers 18. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie daai geel, in hom gevind te word, ongeag my ops en afs, in hom, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is. Die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding, dis daardie krag wat jou eintlik verander, die krag van sy opstanding, en die gemeenskap aan sy lyde terwyl ek aan sy dood gelykvorm word. So ek gaan al hoe meer dood en hy raak al hoe meer lewendig. Dan, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik, nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie. Maar ek jaag daarna, of ek dit ook al kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Dis so 'n lekker ene. Hy het my gegryp op 'n dag en toe het ek oorgegee. Maar dit was nie die eerste gryp nie. Ek dink daar was 'n hele paar grype in ons lewens wat hy na jou toe gekom het en jou hart so gevat het en jy dit gevoel. Soos wow, ek moet 'n keuse maak. Ek moet opstaan. Ek moet my hand opsteek. Ek moet vorentoe gaan. Iemand moet net met my bid. Ja, hy vat jou so en hy trek jou nader. Kom ons kyk na die tweede geskrifgedeelte. 2 Korintiërs 5. Ons tree dan op as gesande om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil. Laat julle met God versoen. Ongeag die ops en afs en gelyke dele, laat jou met hom versoen. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dan die derde gedeelte, die derde skrifgie, om hierdie grafiek net mooi te verduidelik. Hebreërs 10,
Want deur een offer het hy vir altyd, let wel, vir altyd, volmaak die wat geheilig word. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis, want nadat hy tevore gesê het, dit is die verbond wat ek met julle sal sluit na die dae, spreek die Here verder, ek sal my wette gee in hulle hart, en in hulle verstand sal ek dit inskryf, en aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek weer en weer en weer dink en jou skuldig hou daarvoor. Nooit meer dink nie. Halleluja. Kom ons al daai las af. Soos wat ek dan in hom wandel, raak die mis die merk 'n bietjie meer, ek tref nou meer raak. Sien nie dat dit al hoe minder raak? Ek begin nou al hoe meer akkuraat begin funksioneer in waar hy my wil hê. Wat hy wil hê ek moet sê, wat hy wil hê ek moet dink, wat hy wil hê ek moet na kyk, wat hy wil hê ek moet na luister, wat hy wil hê waartoe ek moet gaan. Ek mis nie meer die merk so erg nie. En dan ook my ongeloof verbeter met tyd, want deur ervarings met hom in hierdie proses, begin ek hom eintlik meer vertrou. Want ongeloof is die ander kant van vertrou. En my ongeloof in die proses waar ek alreeds in hom is, raak vertroue al hoe meer. En met daardie vertroue kan ek 'n klomp goeders mee verrig. Because I just know it's gonna work. Is dit nie fantasties nie? So, my lewenslyn verander dan na daai een wat ons gesien het. Regheid. En as dit daai oomblik van regheid tref, dan gaan jy lewendig hemel toe, soos Henog. Dit is amper daar, nee? Ja, Henog het met God gewandel en sy opgeneem in die hemel. Dis in die Ou Testament, hoekom kan dit nie nou plaasvind nie? Dit sal lekker wees. So net om vir u daai te verduidelik as 'n breedvoerige fondasie, gaan ons oor na die volgende gedeelte. Want ek wil met u praat oor 3 fasette wat nie altyd so duidelik is nie. En ek het ook geroei en gestoei daarmee. Want dit gaan oor opsetlike sonde, omdat ons nou met sonde mee besig is. Opsetlike sonde en wat die Bybel daarvan sê. Dan gaan ons kyk na bedroef die Heilige Gees, en dan gaan ons kyk na laster teen die Heilige Gees. Want oeps, net nou het een van ons dit dalk gedoen. En dan, dis dan 'n onvergeeflike sonde. So kom ons kyk net na daai 3 spesifieke areas waaroor die Bybel praat. Nommer 1, opsetlike sonde in die Bybel. Hebreërs 10 vers 26, want as ons opsetlik aanhou sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir sondes meer oor nie. En baie keer lees jy daai ding en jy voel sommer depressief, want jy weet, ek dink ek sondig heeltyd opsetlik, want is oor en oor en oor en ek kry nie reg nie. Dan val ek seker onder daai dat daar geen genade of vergifnis vir my is nie. Maar kom ons kyk bietjie daarna. Want die Bybel onderskei tussen opsetlike sonde wat eintlik willens en wetens se ongehoorsaamheid is, en sondes van swakheid of stryd. So iemand onmiddellik daai onderskeid maak. Dis 'n voortdurende worsteling met jou vlees, want jou vlees is nog nie lekker onder beheer nie. Jy het dalk tot bekering gekom en daar sekere goed wat net aanhou en aanhou en aanhou. Welcome to the club. Welkom tot die menslike lewe en ons sondige natuur, want ons is nog besig om die bos uit ons te haal. Ken nie daai?
Maar God het ons al lankal uit die bos uitgehaal. Hierdie vers verwys na aanhoudende, opsetlike rebellie, eerder as 'n stryd teen sonde. Iemand wat opreg berou het, maar steeds sukkel, verskil regtig van iemand wat doelbewus sondig sonder berou. Nee? Nou, die tweede ding. Omdat Jesus Christus die enigste oplossing is. Hoor mooi, hy is die enigste oplossing. Bly daar mos nou geen ander oplossings meer oor nie. Dis hoekom hy sê, bly daar geen offer vir sondes meer oor nie. Wil jy dan na Boeddha toe gaan? Of Allah? Of jou afgodsbeeldjie in die huis? Laat hy jou sondes vergewe? Nee, daar is net een. En as jy hom nie sien as die een nie, dan staan niks anders nie. Verstaan u wat die versie van praat? Romeine 7 vers 15. Want wat ek doen, weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, dit doen ek. Wie ken daai een? Ek is bly so 60% van die gemeente is heilig en op 'n straight line. Nou, kom ons by die versie 7, vers 24 uit. En ek het hom uit die Passion Bybel vir u gekry. What an agonizing situation I am in. So who has the power to rescue this miserable man from the unwelcome intruder of sin and death? I give all my thanks to God for his mighty power has finally provided a way out through our Lord Jesus, the anointed one. So if left to myself, the flesh is aligned with the law of sin. But now my renewed mind is fixed on and submitted to God's righteous principles. Gevolgtrekking van hierdie gedeelte opsetlike sonde. As iemand sukkel, maar begeer om te oorwin, is dit nie opsetlike sonde nie. Dit geld nie vir daai waarvan hy praat nie. Maar dit is 'n geestelike stryd waarin jy betrokke is. Prys die Here dat ons sukkel met goed om ontslae te raak daarvan. En dat daar 'n antwoord is. Die sleutel lê in die houding van jou hart. Werk jy saam met God waarmee hy besig is in jou lewe? Of staan jy sy werk teen en sê, nee, ek wil niks met u te doen nie. Ja, dan is dit opsetlik. Maar as jy hom heeltyd toelaat en sê, deel asseblief met hierdie, ek kan dit nie regkry nie, deel asseblief met dit. Dit werk na getrouheid en vertroue en geregtigheid en 'n pad wat jy saam met hom wandel en oor 'n jaar of 2 jaar, dan sukkel jy nie meer daarmee nie. En jy het gewonder wat het gebeur. Ja, sy lewe werk in jou. Halleluja. So as jy sukkel, God bied genade, krag, vryheid, antwoorde, waarheid, oplossings, openbarings. Hy bring dit vir jou. Hy wil ook sien dat jy uit dit kom. Dis nie net jy nie. Jy hoef amper nie eers vir hom te bid en te sê, Vader, asseblief, haal hierdie sondes my af. Hy sê soos, hey, dis my wil, ek wil dit doen. Of jy bid daarvoor of nie, ek wil hê, jy moet 'n beter lewe lewe. Dis mos God. Wat 'n vader verlang dit nie van sy seun nie, en bring dit na sy seun, al vra hy nie eers daarvoor nie. Jy doen dit. God die Vader nog meer. So ek hoop jy het 'n beter prentjie van opsetlike sonde. En ek dink nie een van u is in hierdie kategorie nie. Anders was ons dalk nie hier nie. Behalwe Leon.
Die volgende een. Wat beteken dit om die Heilige Gees te bedroef? Kom ons kyk eerstens na die versie. Ek het hom daar in Engels. The Holy Spirit of God has sealed you in Jesus Christ until you experience your full salvation. Wow! Dit praat ook mooi van daai prentjie, hy maak dit alles geel. He has sealed you until full salvation. So never grieve the Spirit of God or take for granted His holy influence in your life. Dit is so mooi gesê. Dit beteken nie die Heilige Gees is soos 'n co-addict nie. As ons sê, ek het die Heilige Gees bedroef, nou sit die Heilige Gees saam met my in 'n gat en hy voel hartseer vir my toestand. En sy lewe, die Heilige Gees is nou beïnvloed deur my lewe wat nou so erg is. Nee, dis nie wat hy is nie. Dis nie hoekom hy bedroef is nie. Jy maak hom nie bedroef op daai manier nie. Hy is bedroef op 'n ander manier. Hy is bedroef oor die stand van jou hart en jou verkeerde keuses beklemtoon dit net weer. Soos in, ek sien jy doen nog daai ding. Ek voel seer gemaak, ek voel bedroef, dat jy nog in daardie toestand funksioneer. Dis 'n ander bedroef. Hy is bedroef omdat hy die oplossing vir jou het, maar jy kies nog steeds iets anders. Dit werk seker in verhoudings ook so. Verseker. As jou man of jou vrou iets anders behalwe jy kies, dan gaan jy ook bedroef wees. Want hier is jy dan, die volheid van jou. Die mooi, jy het jou hare gesny, jy het jou oogies mooi gemaak, jy het jou lippies geverf. En nou gaan jy weg na iemand anders. Dis bedroef. Hy is bedroef omdat jy sukkel en nog nie die antwoord reg voor jou oë sien nie. So ek skep vir jou so 'n bietjie 'n ander prentjie van die bedroefdheid wat ons veroorsaak. As jy as pa of ma reeds alles in jou vermoë gedoen het, sodat jou kind suksesvol kan wees en hy is nie, dan voel jy dit. Dis bedroef. Nog 'n sleutel om te verstaan hoe die Heilige Gees bedroef is, kry ons in vers 23 en 24. Dis in dieselfde Efesiërs 4. Now it's time to be made new by every revelation that's been given to you. Hoorie, made new. Every revelation is given to you. So ek gaan bedroef wees as dit nie funksioneer in jou nie. Because I've done that for you. And to be transformed as you embrace the glorious Christ within, as your new life and life in union with Him. For God has recreated you all over again in His perfect righteousness, and you now belong to Him in the realm of true holiness. Wow! As jy glo wat hy vir jou gedoen het, dan kan jy in dit wandel. As jy nie, dan bedroef jy hom, omdat alles gedoen is. Alles is gedoen, sodat jy kan. En glo my, elkeen van u kan. Daar's niks, daar's geen krag, autoriteit, geen tipe sonde, niks wat hierdie weerstand kan bied nie. If He's working in you, dan werk hy in jou. As jy glo wat hy vir jou gedoen het, dan kan jy daarin wandel. Daar's niks wat jou kan teenstaan nie. Niks. Kan jy vergewe word as jy hom bedroef het? Ek dink amper nie dis 'n sonde wat jy gepleeg het nie. Ek dink meer dis net iets wat jy gedoen het en iemand voel hartseer en al wat jy kan gaan bely is soos en ek is jammer ek het u hartseer gemaak. Ek is jammer ek het u bedroef. Maar dis nie soos 'n sonde amper nie.
Hoekom bedroef sonde die Heilige Gees? En die Heilige Gees is heilig. En jy is nog nie heeltemal 100% ook heilig, soos hy heilig is nie. So daar's 'n skeidingkie. Party skeidings is so, party sin is so, party is so, party is geen. Maar ons is elkeen capable om heilig te wees, anders sou hy nie vir ons gevra het nie. Ek ken mos daai skrif, wees heilig soos ek heilig is. Ja, in hierdie mindset, in hierdie manier van verstaan, soos wat ek die prentjies vir u geteken het, is dit moontlik. Maar as u nog sukkel met 'n ander prentjie van skuld en van nie goed genoeg nie, en nie heilig genoeg nie, en nie vergewe nie, dan gaan u nooit by heiligheid uitkom nie. Hoekom bedroef sonde die Heilige Gees? Die Heilige Gees woon in jou. In jou. Hy verlaat jou nie as jy sonde doen nie, en gee jou so 'n kansie om alleen te wees, op jou eie. Nee, hy's in jou. En alles wat hy saam met jou sien, en saam met jou hoor, en saam met jou gedagtes, en alles, dink ek, dit kan hom seker bedroef. Die Heilige Gees lei jou, maar sonde weerstaan hom. Verstaan nie? Dan gaan ek ook bedroef wees. Sonde benadeel ander mense en vir jou. Dis hoekom jy bedroef is. Dis alles teen God se liefde. Sonde verhinder God se plan in jou lewe. Ek gaan ook bedroef wees daaroor. So dit is om die Heilige Gees te bedroef. Die laaste een wat ek wil aanroer, is laster teen die Heilige Gees. En dit klink altyd soos 'n as jy daar gaan. Wees versigtig. Kom ons lees die skrif. Markus 3 vers 28. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word, en al die lastering wat hulle mag uitspreek, maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. Ek gaan vir julle 'n ander vertaling by daai ene sit, om die prentjie net groter te maak. So kom ons kyk daarna. En u onthou, ek hou baie van die Message Bybel. So hy beskryf dit bietjie op 'n ander manier. Listen to this carefully. I'm warning you. Dis wat hy gedoen het met die Fariseërs. I'm warning you. Hulle het dalk nog nie gelaster op die sin van onvergeefs nie. Hy het vir hulle, ek waarsku julle. Go on with this. So listen carefully. There's nothing done or said that can't be forgiven. But if you persist in your slanders, insults against God's Holy Spirit, you are repudiating, you are rejecting the very one who forgives, sawing off the branch on which you are sitting, severing, separating yourself by your own perversity and connection with the one who can forgive or forgives. He gave this warning because they were accusing him of being in league with the evil one. Maak dit ander gedagtes ook in u oop. Maak dit die prentjie bietjie wyer. Na iets wat Jesus van praat, wat 'n aanhoudende, opsetlike verwerping is. Nou ek dink glad nie, enig van u het 'n aanhoudende, opsetlike verwerping teen die Heilige Gees nie. So ek dink haal alleen daar af dat jy dalk gesondig het teen die Heilige Gees en daar's nou niks vir jou om te doen nie. Jy kom nou maar kerk toe en hoop vir die beste. Nee. Die Bybelkenners interpreteer Gods lastering teen die Heilige Gees as 'n voortdurende en 'n doelbewuste verwerping van God se waarheid en verlossing deur Jesus. Baie belangrik. Dit gaan nie oor 'n oomblik van twyfel of 'n onbedinkte opmerking
maar dit gaan eerder oor 'n verharde hart, 'n aanhoudende weiering om die werk van die Heilige Gees te erken. Dan val jy in die kategorie van laster teen die Heilige Gees. As iemand dan per ongeluk iets godslasterik van die Heilige Gees sê, onwetend of uit onkunde, maar later berou het, ouens, jy word vergewe. Maar as 'n persoon die werk van die Heilige Gees permanent verwerp en in daardie toestand doodgaan, dink ek nie daar is verlossing vir hom nie. Laaste gedagte. As jy bekommerd is dat jy hierdie sonde gepleeg het, halleluja, dan het jy nie, want jy is bekommerd dat jy hierdie sonde gepleeg het. Mense wat werklik skuldig is aan godslastering teen die Heilige Gees, gee gewoonlik nie om nie, en hulle voel geen berou nie, en hulle harte is teen God verhard. Dan sou ons nie hier gewees het nie. Dan sou jy nie gewonder het nie. Dan sou jy nie eers gesukkel het met sonde nie. Want halleluja dat ons sukkel met sonde. Dit beteken iets. Maar as jy nie meer sukkel daarmee nie, dan is daar fout. Dan het jy dit dalk aanvaar. Om jy af te sluit. Onthou, sonde het gevolge. Al het Jesus Christus die prys volledig betaal. Die sonde en die ongeregtigheid wat jy op aarde doen, het nog steeds 'n aardse effek. Hy het klaar betaal daarvoor. Dit het nie meer 'n effek in die hemel nie. It's done. Maar dit het 'n geestelike, 'n fisiese en 'n emosionele effek as jy in jou sonde bly funksioneer. Fisies. Jou liggaam gaan siek raak as jy aanhou wyp, rook, alkohol drink, verkeerd eet. Verstaan nie? Jy gaan nog steeds ly daaronder, maar jy gaan nie geoordeel word daaroor nie. Want die oordeel en die straf daarvoor is klaar betaal in die hemele, maar jy gaan fisies jou liggaam vernietig of seermaak. Emosioneel, jy gaan alleen voel, jy gaan vermy diep verhoudings en vriendskappe gaan jy begin vermy. Jy gaan jou intimiteit met ander verbreek of met God verbreek as gevolg van jou sonde wat jy aanhoudend nog doen. So emosioneel het dit ook 'n effek. Geestelik, jy voel altyd skuldig en skaam voor God, jy verbreek of jou verhouding gaan agteruit, jou intimiteit, en jy begin die gemeenskap van gelowiges net vermy. Ja. Dit het 'n effek, fisies, geestelik en emosioneel. Ek dink ook aan die skrif van dit wat jy saai in die gees, sal jy lewe en geestelike voorspoed maai. As jy saai in die vlees, sal jy dood maai. Daai beginsel staan. Kom ons kyk die laaste skrifgie wat ek met u wil deel. Ewenwel die fondament van God staan vas met hierdie seël: die Here ken die wat syne is. Halleluja. Dis daai in die geel. Hy ken jou by jou naam. Hy weet alles van jou. Laat elkeen wat die naam van Christus dan noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Maar, net voordat ek daarby kom, afstand doen van ongeregtigheid. Dis nie om heiliger te raak by God nie, maar dis om eintlik soos in, wow, ek het 'n verhouding met hom en ek kan beter raak. En nou is ek besig om van my sondes ontslae te raak en met hulle te sukkel, want ek soek 'n beter plek. Ek wil nie meer sukkel met dit nie. En ek begin my liggaam, my gedagtes, alles wat ek het, bring ek onder beheer. In daardie sin, nie om eendag hemel toe te gaan nie, is klaar gedoen.
So nou sê hy maar in 'n groot huis is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie. En van watter huis praat hy? Praat hy van Praat hy van 'n hemelse huis? Hierdie huis. Ja, hierdie. So laat elkeen, dan gaan hy, is daar nie net voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, ja, maar ander nog tot oneer. Oeps, as iemand hom dan hiervan deeglik reinig, dis hierdie. As iemand hom dan hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit 'n rein hart aanroep. Halleluja. So daar's mense wat meer reg kry in God se koninkryk, nie omdat hulle heiliger is in daardie sin nie, maar omdat hulle hierdie goeders uit hulle begin uitskuif en sê hierdie werk nie. En jy raak al hoe meer bruikbaar vir hom. Dis hoekom ek daai pyltjies daarin gesit het, jou ongeloof begin al hoe kleiner raak, jou mis die merk begin al hoe kleiner raak, en jy begin meer akkuraat in hom funksioneer. Dis hierdie versie. Amen. Mag God ons help, en ek weet hy doen. Mag die Heilige Gees in ons elkeen funksioneer, en hy doen, sodat ons al hoe meer akkuraat kan funksioneer. In ons families, in ons verhoudings, in ons huwelike, in ons werk, in ons skool, in ons universiteite, dat ons kan funksioneer. Dat ons emosioneel kan funksioneer, dat ons geestelik kan funksioneer, dat ons fisies in ons liggame kan funksioneer. Dis hoekom hy ons op aarde geplaas het, sodat ons kan funksioneer. En nie stak is nie. Halleluja. Dankie Vader. Dankie Vader vir openbarings, dankie vir u woord. Mag dit realiteit raak in elkeen van ons se diep innerlike wese, en mag hierdie soos fondasie blokke wees waarop ons verder beweeg, na die plekke waartoe u ons wil vat, in die naam van Jesus Christus. Amen.